Kom ons kyk gou na hersiening van laasweek. Julle het die hersiening gekry, julle het dit almal deurgelees, né? Studeer. Dis nou die verkeerde tyd vir my stem om op te pak. OK, ons het laasweek gekyk na die helde van Dawid. Kan jy vir ons daar slide 4 gooi asseblief, Amelia? 1 teen 100, so aan die Engels sê, the least was a match for 100 men and the greatest for 1,000. Dawid het fenominale manne gehad en tog kom sy manne en sê vir hom in 2 Samuel 18, toe hy wil geveg toe gaan, toe sê hulle vir hom, jy kan nie gaan nie, jy kan laterand aankom, jy soos die bomsquad, want jy is soos 10,000 van ons. Jy is soos 10,000, ek wil hê jy moet sien hoe God hierdie goed sien. En leierskap en die belangrikheid wat hy daaraan heg. 1 Kronieke 12 kom ouens na Dawid toe van Saul af en Dawid sê vir hulle, as julle kom om my te help, sal ek julle aanvaar. Maar as julle kom om my te verraai, nou die Engels sê van vers 17, die een vertaling wat ek aan bold gesit het, dis slide 11 of 10, Amelia. Then may the Lord grant you, as Dawid sê, as julle na my toe kom om my te help, then may the Lord grant you a double portion of that which you have in your heart. Nou, ek wil baie duidelik sê, Dawid op 'n plek sê hy, 'n leier wat in geregtigheid leef, praat hy daaroor en so aan. 'n leier wat sy sout werd is en deur God daar gestel is, sy wens is, that God may grant you a double portion of what you have in your heart. But to have that, you have to come and help leadership. Julle verstaan wat ek bedoel. Daar's 'n toets daaraan verbonde. Dan sê hy van Sebulon af het 50,000 manne gekom aan een gesluit, nie met 'n dubbele hart nie. En ek wil gou kyk na hierdie true-hearted men who could keep ranks. They were not of double purpose, but stable and trustworthy, unswervingly and completely loyal to David, with an undivided heart to help David with singleness of purpose. Al hierdie krygsmanne het in slagorde aaneengesluit met 'n onverdeelde hart na Hebron gekom. Kyk hoe mooi sê dit, all these men of war that could keep rank. Hulle het geweet waar hulle plek is. They were ready for battle. Is ek en jy ready for battle? That could lead an army, expert in ordering the fight, who could draw up in battle formation, came to Hebron with a loyal, whole, perfect and sincere heart and with a peaceful mind and soul towards him. Sorg dat dit jou posisie is teenoor leierskap in die gemeente wanneer ons bou. Dan het ons gekyk na 'n tuining in die lewe van Dawid sy helde. Die omstandighede het ons gesê was 'n pad van geloof. Hulle moes geloof gehad het, daar was verskillende grade van uitnemendheid. En dit was 'n saak van 'n tuining, 'n uitstrek, bereiking. En dan die helde se rede vir uitnemendheid het ons 3 goed gesê. Die waarneming, perception, van God se hart en wil, geestelike perception om goed te sien wat ander nie sien nie. Verantwoordelikheid sin om dit jou eie te maak en geestelike stamina om uit te hou tot die werk klaar is. Tot die laaste Filistyn geval het. OK, ek hoor geen amen nie, maar dis goed wat baie skaars is in die kerk vandag. Baie skaars is. Nou, punt 2, kyk nou hierdie wonderlike punt. Ek glo jy gaan dadelik weet wat ek hier gaan sê. Glo, praat en doen. Glo, praat en doen. 2 Korintiërs 4 vers 13 sê, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Ek het geglo, daarom het ek gespreek. Jakobus 2:17 sê, die geloof as dit geen werke het nie, is dood. Met ander woorde, wat jy glo, ek het geglo, daarom het ek gespreek, ek het geglo, daarom het ek gedoen. Met ander woorde, wat jy glo, moet omsit
in praat en doen, anders kan jy nie sê ek glo dit nie. Luister mooi, as jou glo nie omsit in praat en doen nie, dan beteken dit jy glo dit nie werklik nie. Talk is cheap, sê die gesegde nou. Jesus sê, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. As ons dus iets glo, sal ons dit praat en ons sal dit leef. Ander woorde, dan weet ons, dis op die bedrading van jou mind vasgemaak. Jacques het nou so gewys. Dis soos 'n rekenaar, jy kan nie anders doen nie, want dis hoe jy geconfigure is. Is dit reg? Jy kan nie anders nie, jy's so bedraad. Daar's nie 'n ander hoe jy kan doen nie. Jy kan nie iets sê en 'n ander manier leef nie. So die dinge wat ons doen, luister mooi. Die dinge wat ons doen, teken prentjies van wat ons glo en wat ons sê. Die dinge wat ons doen, teken 'n prentjie van wat ons sê en wat ons glo. Die Fariseërs het die probleem gehad, hulle doen en praat het nie ooreengestem nie. Toe sê Jesus vir die mense, julle kan doen wat hulle sê, maar moenie doen wat hulle doen nie. Want daar's 'n probleem, hulle leer, hulle suurdeeg. Nou, die suurdeeg van die Fariseërs, daar's 'n probleem daar. En so met die kerk vandag, baie keer sê ons een ding, maar as jy kyk wat ons doen, stem dit nie ooreen nie. Nou wil ek net vir u bietjie, ek wil u op hoogte hou van wat ons doen, sodat u saam met ons kan werk en saam kan bou. Aan die einde van verlede jaar het ons gaan kyk van hoe God sy volk opstel in familievorm ensovoorts. En ons het gesê, dis wat ons moet doen, dis hoe ons moet bou. Ons gaan dieselfde prentjie teken. Dis wat God nou wil hê. En ons het gesê, ons het almal ingekoop. En ons het gesê, as iemand hier inkom, moet hy dadelik ervaar, hierdie is 'n geestelike familie. Is dit reg so? Hierdie is 'n geestelike familie. So jy moet vir jouself vra, die prentjie wat jy teken, is dit die prentjie wat iemand sal sien? Toe het ons praktiese dinge begin doen, want dan begin jy doen, as jy iets glo. Om hierdie doel en werkswyse te bevorder, het ons dinge begin doen. Ons het koffie en tee begin bedien. Wie wil amen sê op daai een? Voor diens, né? Ons het 'n rede daarvoor. Ons het 'n rede, want dit is deel van hoe ons family wil skep. Ons doen dit nie net om tyd om te kry nie. En almal van ons het ingekoop en beloof om ons deel te doen. Verder het ons 'n reëling gemaak, en ek raak nou prakties, want ek wil hê u moet dit goed sien. Ons het gesê, 9 uur staak ons alles waarmee ons besig is. En dan kom ons en ons groet mense, en ons verwelkom mense, en ons laat mense tuis voel, ons gaan drink koffie, en what have you, dis die prentjie wat ons wil skep. Ek sê nou die goed, want ek gaan nou terugkom hierna toe. So ons kan nie 'n ander prentjie as dit teken nie, want dan beteken dit, ons het nie regtig ingekoop nie, en ons glo nie dis werklik die woord van die Here vir nou nie. Dis 'n saak van, put your money where your mouth is. Nou wil ek vir 'n voorbeeld wees, 'n mooi Bybelse voorbeeld is Nehemia. Nehemia kom en hy wil die muur van Jerusalem opbou, want die muur is afgebreek. En hy kom eers, en hy praat met niemand nie, en hy gaan in die nag en hy gaan kyk. En hy gaan bespied die muur, en hy kyk waar sy plat en waar moet hy opgebou word, en wat is die fout. En dis soos Dawid, wat ons laas weer net sy helde, as jy die ding nie kan sien nie, jy moet hom eers kan sien, you must perceive, né? So Nehemia sien hierdie ding, en hy maak dit 'n saak van eie verantwoordelikheid. Nou kom ons lees gou Nehemia 2. En ek vertel hulle, dis Nehemia wat hier skryf, van my hand, van die hand van my God, wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het. Kyk nou hierso, en die hele volk sê, ons sal ons klaar maak en bou. Sê julle dieselfde? Ons sal ons klaarmaak en bou, en hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. En dan gaan hy na hoofstuk 3 toe. Eljasib, die hoëpriester, het hom klaargemaak met sy broers, die skaappoort gebou, hulle het geheilig deur as dit verder, Nou vers 5, en naas hulle, nou
hierdie ouens het nou nie reg naas vers 1 sound gebou, want ek het 'n paar versies uitgelos. Maar elke keer dan sê hy naas hulle, langs hulle het hierdie ouens gebou, langs hulle, langs hulle. Kyk nou hierso vers 5. En naas hulle of langs hulle, ek kan nou nie onthou langs wie nie, wie was die ouens net voor hulle nie, het hulle die Tekoïte herstel. Tekoïte, nou Tekoïte, as jy gaan lees van Amos, dan sê die Bybel, Amos was 'n skaapboer uit Tekoa. Tekoa is waar die woord van Tekoïte vandaan kom. Dis 'n sekere streek waar hierdie ouens vandaan gekom het. Die woord Tekoa beteken trumpet. Trumpet, trompet, blaser, die aankondiger van 'n nuwe boodskap. Maar kyk wat doen hulle. En naas hulle die Tekoïte herstel, maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van die Here nie. Is rof, né? Kyk wat sê van die vertalings. But the nobles did not lift a finger to help their supervisors. But the chiefs did not burden themselves with the work of their Lord. The message say, except for the nobles who wouldn't work with their master and refused to get their hands dirty with such work. NLT says through their leaders, though their leaders refused to work with the construction supervisors. Okay, vers 8, kyk nou hierso, naas hom het Israel die goudsmede en naas hom die salfmengers. So hier bou die manne 'n muur en hier's goudsmede wat met goud werk en al daai goed. Hulle sê nee, ons gaan bou. Dis die belangrikste nou, ons gaan bou. En langs hulle is die aptekers. Langs hulle bou die aptekers, fenomenaal. Elke ou sê ek kom bou. Langs hulle het gekom daai ander ou owerste van die halwe distrik Jerusalem, het hy herstel, hy met sy dogters. Hy het sy meisiekinders saamgebring. Hy sê kom ouens, ons gaan werk. Ons gaan die muur bou, ons gaan hierdie ding tackle. Na hom die priesters van die Jordaanstreek, die priesters. Kyk hierdie mooi prentjie, bo in die perdepoort, die priesters, elkeen teenoor sy huis. Wat 'n mooi prentjie skep dit nie. En tussen die bokamer op die hoek in die skaapspoort, het die goudsmede en die koopmans. So it involved everybody. Almal het gebou, daar was net 'n paar hardnekkiges, en dit was leiers van die Tekoïte, en hulle het gesê, ons sal nie die muur bou nie. Maar hulle wou die beskerming van die stad hê. Nehemia 4 vers 6. Maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk. Die volk was met hulle hart in die werk. My broeder en suster, dis die vereiste. Ons moet met ons hart in die werk wees. Is dit reg? As jy nie met jou hart in die werk, ons gaan oor die goed nog praat in die toekoms, want ons is besig om te praat oor leierskap en hoe om saam met leierskap te loop. En ek is so bly vir hierdie geleentheid, want ons moet ons mense leer, hoe loop jy in pas saam met leadership? Wat doen jy om in pas te bly met leierskap? Dis baie, baie belangrik, want ons het gesien in Efesiërs 4, wat Jacques gelees het, voor dit nou wat hy aangehaal het, dan sê hy, hierdie kom tot by perfection. Onthou julle, ons het gesê, dis die kompaspunt, né? Perfection, is dit reg so? Ons het almal daai dag saamgestem en ons het gesê, yes, dit is so. Maar om te kom tot by die perfection, is dit opgedra aan sekere mense om dit te doen. Is dit reg so? Leierskap in die gemeente is verantwoordelik daarvoor. Nou goed, punt 3, sit hom gou daar op asseblief, Amelia. Die toets vir saamloop. Ek wil vanmôre graag 'n bietjie gedagtes deel oor dit. Die toets vir saamloop. Jy weet, daar's 'n skrif wat sê, how can two walk together? En dan sê die een vertaling, unless they be agreed. Die toets vir saamloop, een van die toetse van saamloop is to be agreed. To be agreed. Maar kom ons kyk na wat die woord in meer volheid sê. En Dawid was toe in die bergvesting, ons het hierdie hoofstuk behandel laasweek, en die week voor dit. Dawid was in die bergvesting,
En Dawid het 'n begeerte voel opkom. Hy's en die Filistyne is by Bethlehem. En hy voel 'n begeerte opkom en hy sê, wie sal vir my water bring om te drink uit die put van Bethlehem wat by die poort is? Dawid voel 'n begeerte. Nou ek wil nou net so 'n bietjie, hy het nie 'n dors gevoel, hy het 'n begeerte gevoel. OK, ons kom nou daarby. Voel 'n begeerte en sê, wie sal vir my water bring? Dawid sê nie Coke of Fanta nie. Hy soek water, maar hy soek nie water daai kant nie. Hy soek water daar waar die Filistyne is. Met ander woorde, iets sê vir my, hier's iets anders aan hierdie request. Luister mooi ouens, luister mooi. Jy moet nou jou geestelike ore oop hê. Jou antennes moet nou op wees. Daar's iets anders aan hierdie request. Ek soek water, maar ek soek daai water waar die vyand is. Ek soek nie veilige water nie, ek soek risiko water. Hallo. Toe het die 3 helde deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Bethlehem en gedra na Dawid gebring en dit uitgegiet en hy het gesê, sou ek die bloed van hierdie manne drink, en hy wou dit nie drink, julle ken die storie, né? Nou as jy verder gaan, hy sê van die 3 helde, dis nie die top 3 nie. Jy moet nou 'n bietjie daar mooi lees die skrifte en so aan, en dan sê hy die een ou se naam, en dan noem hy die ander ou van die 3. Dan sê hy vers 22, dit het Benaja die seun van Jojada gedoen. En dan sê hy, yet they did not attain to the first 3, maar nou kom hy by hierdie 3 wat hulle gedoen het. Nou kyk nou hierso. Benaja, en dan sê vers 23, en Dawid het hom aangestel oor sy leiwag. Dawid het hom aangestel oor sy, nou luister nou mooi, ek het nou vir jou gesê, jou antenna moet op wees. Baie keer sê ouens, these things are more caught than taught. As jy dit vir oggend kan vang, sal dit jou help om saam te loop. Luister mooi. My vraag is dit, was Dawid regtig dors? Was Dawid regtig dors? Was dit die behoefte, of het Dawid iemand gesoek wat hy oor sy leiwag kon aanstel? Julle hoor wat ek wil sê, né? Was die nood, want Dawid het nie dood gegaan toe hy nie die water gedrink het nie. Was die nood seriously vir die water, of was die nood vir 'n man? Was die nood vir iemand? Dan word ek die gedagte kom by my op toe ek deur die goed werk gister en eergister. Dawid het nie die water gesoek nie, maar hy het die manne gesoek wat vir hom die water sal gaan haal. Ouens, hoor jy? Hoor jy? Luister mooi, luister mooi. Luister mooi, it's gonna get exciting. Hy soek dalk iemand wat hy oor sy leiwag kan aanstel, en hy gooi die aas uit. En my vraag is, was die dors dalk 'n roepe na iemand wat hy kon gebruik in daai posisie? Hy dalk nie so seer water gesoek nie, maar soos ek gesê het, hy het die manne gesoek wat dit vir hom sal gaan haal. Nou luister mooi. Gooi gou daai volgende slide vir my. Hierdie een het ek in bold gesit. Dit het niks met skimpe of verknegting te doen nie. Baie keer as jy hierdie tipe goed, as iemand so iets sou sê, dan sê hulle, o, die pastoor skimp alweer vir dit. Het jy dit al gehoor? Die pastoor skimp alweer. Ek het eendag gehoor van 'n pastoor wat ergens gepreek het, en toe sê die ouens na die tyd, toe sê hulle, "Jus, hy het geskimp vir 'n nuwe kar, en hy het sommer geskimp vir al 4 tyres ook." Maar dit is so lelik ons sal geraak het in die werk van die Here. Dit is so agterdogtig. Maar baie keer soek ouens ook maar daarvoor. Maar anyway, nou dit het niks te doen met skimpe of verknegting om ouens jou knegte te maak of niks nie. Luister. Dit het te doen met om die manne die kans te gee om te attain en om helde te word. Nou kan jy amen sê. Kom ons lees gou daai tweede deel hardop saam. Dit het te doen met om die manne die kans te gee om te attain
en om helde te word. So die dors was nie noodwendig die dors nie. Dawid het die aas uitgegooi om te kyk hoe wil 'n tuin, wie sal gaan, wie sal die kans gryp, wie's gereed? Wie kan ek aanstel, wie kan ek verhoog? Genesis 22. Luister mooi, as jy wil 'n tuin, gaan dit kom deur 'n toets. It will always be through testing. Genesis 22, en na hierdie dinge het God Abraham 'n posisie aangebied. En aan hom gesê, lees ek reg, nie eerlikheid, ouens, kry lewe man, julle is soos die graf. Sit reg? Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Nou luister nou mooi, vers 12. Vers 15, kom ons lees gou van vers 15 af, Amelia, sit vir my, het jy hom daar. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie. Luister mooi, God kyk baie keer nie wat jy gee nie, God kyk wat hou jy terug. Wat is die area en die goed waar hy nie mag aanraak nie? Want dit beteken, dis belangriker vir jou, as wat hy vir jou is. Ok, omdat jy dit nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën. Wie wil die blessing van die Here hê? Wie sien uit na die toets? En jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Dis wat die Here vir hom het. God wil hom verhoog. God wil hom al daai goed gee, hy wil hom daai goed maak, hy wil hom bless, hy wil hom deur hom die nasies bless. Hy het hierdie package in stoor, maar hy gaan dit nie net vir Abraham gee nie. Hy gaan Abraham op die proef stel. Op die proef stel. Wat het God dan vir my en jou in gedagte? Nou kom ons gaan terug. En hy antwoord, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel, vers 42, en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Sluit een van die deel, sluit 42, ekskuus. Amila, kan jy hom gou vir ons gee? Daar is hy. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel, en aan hom gesê, Abraham, nie, Abraham, ek wil jou bless nie. God is so amazing, wow. Hy sê nie, Abraham, ek wil jou seën nie, hy sê net, Abraham. En wat sê Abraham? Hier is ek. En ons sien later, wat beteken daai hier is ek? Here, hier is ek en alles wat aan my behoort. Alles wat aan my behoort. Jy weet, ek dink myself so in daai posisie, as ek nog gesê het, hier is ek, en die Here sê vir my, ok, ek soek jou vrou. So ek gesê het, jy weet, kan ons sê bietjie praat nie, ek is nie heeltemal so hierson nie. Ek is hier, maar nou nie tot op daai graad nie.
Maar Abraham se woorde, hier is ek, beteken, Here, alles, jy kan van my vra wat jy wil. And you've got it. Luister mooi, sonder dit sal die verhoging nie kom nie. En hy sê, gaan offer jou seun, die een wat jy lief het. Vers 10, toe hy hom nou gebind, sy hand uitgesteek, alles, en hy wil hom slag, en die engel skree, moenie. Kyk nou hierso, kyk wat sê God, en hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, vers 12, en doen hom niks nie, want nou weet ek. Dis my seker die mooiste woorde in die Bybel, of een van die mooiste frases in die Bybel. Nou weet ek. Nou weet ek wat God is. Abraham, nou weet ek, dat ek nie net jou besittings of deel van jou lewe het nie, nou weet ek, dat ek jou het. Nou weet ek, God, die grote God, nou weet ek het jou, jy sal van my niks terughou nie. Sien jy wat kom voor verhoging? Nou weet ek dat ek jou het. Omdat jy jou enigste nie terughou het nie, omdat jy die toets geslaag het, met ander woorde. Hebreërs 11 praat van dieselfde storie, hy sê, slide 51, hy sê, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer. Aan wie gesê is, en Isak sal jou nageslag, met ander woorde, hy het alles weggegee. Alles prysgegee, maar dis wie Abraham was. Nou, kyk nou hierso, Barry sit nou hierdie 3 sinne vir my ook op slides gesit, toe sit ek hulle by in. Kyk gou die volgende 3 slides, 54. Abraham was op die proef gestel vir groot dinge, en sy toets was Isak. Is dit reg? God sê, nou weet ek. Nou luister mooi, is jou antennes op. Die Bybel sê, as iemand na 'n opsienersamp verlang, byvoorbeeld, ek praat oor van leadership, en Paulus sê vir Timoteus, 1 Timoteus 3, as iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. As iemand, en ek raak nou baie prakties, want ek wil seker goed aanraak wat vra na my toe kom. Vir my die leierskap in 'n gemeente, as ek nou kan sê die boonste level, ek bedoel dit nou nie sleg nie. Leierskap in die kingdom, die top leierskap vlak is ouderlinge. Ouderlinge. Petrus sê, die apostel sê, ek is 'n mede-ouderling. Engelse woord is 'n bishop, overseer, waarvan die 5-fold deel is. Almal is ouderlinge. Ek bedoel almal die ouderlinge plus die. Toe vra iemand vir my tyd terug, nou, waar is die ouderlinge? Toe is my antwoord, as ek hulle sien, stel ek hulle aan. Hoor julle wat ek sê? Ek wil jy moet mooi luister, ouens, is jou antennes op vir oggend. Ek is besig om vir jou die aas uit te gooi na Bethlehem se water toe. As jy dit kan gryp vir oggend in die gees, as jy in die gees kan sien, dat jy moet attain, ek bied dit nie aan nie. You have to attain. Ek wil dit in jou sien, voordat ek jou aanstel. God gaan vir jou 'n toets gee,
voordat jy, en ek sal nou vir u sê, wat is ons grootste toetse? Ek gaan nou daarby kom. Die Engels sê dit, NIV, if anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. If anyone sets his heart, weet jy wat is ons probleem? Ons hart is nie meer op hierdie goed geset nie, want ons hele lewe lê buitekant. Ons hele betrokkenheid, ons is so besig met al die goed en so, en alles lê daar buite, ons het so min tyd vir die kerk, dat ons aspire nie meer na wat God wil hê nie. En ek moet nou nie by oudering vashak nie, ek noem nou net 'n voorbeeld, asseblief. If anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. Sê gou desire. Ek dink Dawid het iemand gesoek wat getrou was. Weet jy wat sy toets wat Jesus sê? In die minste was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Luister mooi, in die minste was jy getrou, of in die min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Mense wil aanstelling hê in die sin van blessing, of God moet hulle finansies seën, God moet hulle goed uittrek en alles. Die Here sê, as jy nie in die minste, in die tye wat jy niks het nie, as jy nie daar getrou kan wees nie, kan ek jou nie meer gee nie. Sê gou halleluja, al maak dit jou seer. Is dit waar? As hy ons in die minste getrou kan bevind, kan hy ons verhoog. Maar hy gaan nie dit doen sonder 'n toets nie. Jy moet dit vanmôre weet, dit waaroor ons praat is die toets om saam met leierskap te loop. Dis daar's 'n toets. Is jy in die minste? Is jy in die tye wat jy sê jy suffer? Is jy in die tye wat daar nie altyd genoeg is nie? Is jy getrou in daai tye? Jy sien, dis alles it's your attaining. Dis nie die pastoor se wit broodjies nie, dis of jy wil attain. Die reëlings wat ek maak, en ek het nou vir u gesê, reëlings wat ons besig is om te maak en so voort. Die reëlings wat ek maak, eenvoudige goed, soos ons reëlings met die koffie en al hierdie goed, is dikwels om te kyk of jy gehoorsaam sal wees. Om te kyk of jy gehoorsaam sal wees en of jy dit gaan minag. Ek het dalk groter dinge vir jou in gedagte, maar ek gaan jou eers toets. Hoor julle? Is julle antennes op? God het dalk groter dinge vir jou in gedagte, maar hy gaan jou eers toets. Hy gaan jou toets aan klein goedjies. Kan jy in klein goedjies? Kan jy heers oor jou horlosie? Hoor julle wat ek sê? Hoor my ouens asseblief. Want God wil leierskap vorentoe bring wat hierdie ding kan dra, maar as hy nie die metal in jou kan kry nie, dan gaan hy by jou verby. En dis nie wat hy gedoen het of wat ek gedoen het nie, dis of jy wil attain. As jy nie oor jou tyd kan roel nie, hoe wil jy roel in die huis van die Here? Wat sê die Bybel? Hoe kan hy die huis van God regeer? As hy nie wat kan regeer nie? Ek hoor nie. Sy eie huis, ja. Sorry, jy's reg, Jacques. As hy nie sy eie huis kan regeer nie, hoe kan hy die huis van God regeer? Toetsies. So, I'm watching you. Jy kan maar gaan swem, ek hou jou dop. Jy moet weet, ek hou jou dop. Ek hou jou nie dop om jou te down nie, ek hou jou dop want ek wil jou verhoog. Ek wil jou sien geseënd, ek wil jou sien uitstyg, ek wil jou sien in deurbraak. Ek wil al die mooi dinge vir jou hê, maar as jy nie die toets kan slaag nie, kan jy nie verhoog word nie. Jy weet, ouens dink, ek dink baie keer ouens dink die pastoor is een so dowwe nerd wat hier rondsluip. Jy weet, hy sien niks en hy hoor niks en
Ek kry, ek kry baie keer daai idee. I'm watching you. Okay. Mense wil dikwels weet hoekom word hulle nie gebruik nie, maar hulle besef nie daar's 'n toets. En luister mooi my broeder en suster, luister, nou moet jou antennes, jy moet hom nou op die sein hê. Seker vir my die grootste toets. Die grootste toets is 'n 6-letter woordjie in Engels en daai woordjie se naam is desire. 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 Sê gou desire. Begeerte. Begeerte. Dis die grootste toets, dink ek, of een van die grootstes wat daar is. En daar's vandag in die kerk is daar te min desire. Hy sê if you desire a bishop's job. Nou, 'n opsieners amper wat ons nou gelees het. If you desire it, you have to desire it. You have to desire it. Nou daar's twee modelle hoe mense werk. En in die kerk ook en so aan. En die goed kom al eintlik baie lank. Die een model sê jy stel 'n ou aan om hom betrokke te kry. Hoor julle wat ek sê? Jy stel 'n ou aan en as jy hom aanstel in die posisie gee, dan sal jy hom betrokke maak. Die ander model sê ek wil eers sien dat jy daai posisie begeer voor jy hom kry. Nou kom ons kyk wat het Jesus gedoen. Jy kan nou jare lank daarop redeneer en jy kan op 'n Sanlam kursus daaroor gaan, maar hulle sê jy kan net 20 minute konsentreer. So jy gaan nie veel gedoen kry nie, maar anyway. Matteus 4. Jesus kom by Simon, Petrus en Andreas sy broer. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan. Daar's die toets. En ek sal julle vissers van mense maak, daar's die beloning. Die hoogste beloning wat jy kan kry, ek sal jou 'n visser van mense maak. Daar's geen groter reward as dit nie. Ek sal jou 'n visser van mense maak, maar ek wil eers sien of jy my kan volg. Ek wil eers sien of jy bereid is om jou skip te los. Ander disippels, ek wil eers sien of jy bereid is om jou pa te los en die nette te los. En as jy my sal volg, sal ek jou visser van mense maak. Wow. Wow. Hey, dis so fenomenaal. Daar's te min desire. Jy weet, al hierdie goed, mense sê vandag die ding, daai ding, COVID het die kerk doodgemaak, ons is moeg, technology, al die liefde vir die wêreld, al die goed, alles is faktore, maar die feit is, it killed our desire. Nou luister mooi, kom ek gooi gou vir jou die aas uit. Ek wil nou nie dit doen nie, maar ek gaan dit doen. Daar's te min desire. Daar's vanmiddag 5:00 is our City Church. 10:05 speel Frankryk teen Italië. 6:00 speel die Proteas. En daar's nog 7000 ander goed en ek sal graag vandag in die bed wil gaan lê want ek is moeg en ek sou graag op die couch wil gaan lê en sê ek gaan nou sport kyk. O halleluja, dit gaan lekker wees. Ek het 5:00 City Church. Why? Because I took responsibility. Because I took responsibility. So kyk maar vir jouself. Kyk wat doen jy vanmiddag 5:00. Dis jou keuse. Ek gaan jou nie judge nie. Ek gaan. Maar jy moet net weet. Jy moet net weet waarvoor is jy in. Miskien het God môre vir jou 'n fenominale blessing en dan sê hy vanmiddag as ek jou getrou kan bevind. Mooi so goeie en getroue diensknegt. En ek weet ons almal sukkel met ons ore want die musiek is te hard en ek druk toiletpapier in my ore en ek weet al daai goed. Maar ek is betrokke, ek is verantwoordelik.
Okay, ek wou dit nie sê nie, hoor. Ek wou dit nie sê. Ander toets as jy kan 'n Isuzu of 'n Toyota koop. Kyk self wat maak jy dan. Ekskuus vir Anna. Nee. Ek spot sommer maar net. Okay. Julle verstaan wat ek meen, né? En ouens asseblief, ek is nou nie op 'n trip nie. Maar baie keer het ons so slek geraak dat ons omtrent geen meer moeite sal doen. En ek weet hier's baie ouens wat moeilik beweeg en wat ek sal aanvaar nie daar kan wees nie. Heeltemal van ons sien dit so. Ek het heeltemal begrip daarvoor. Ek verseker, ek gooi nie klippe vandag nie. Maar besluit vir jouself. En as jy vandag daar op die couch gaan lê en jy lê so en jy watch die een Ferrari na die ander een voor om jy oor die wenpaal gaan, dan moet jy vir jouself sê, ek kon eintlik daar gewees het. En dis nou so stil soos die graf. Julle moet my maar dislike vir dit, maar ek worry nie. Ek het my keuses gemaak. Weet jy wat, ek sit en dink oor hierdie goed. Hierdie week toe ek met dit werk. En ek sit en dink so en ek vra vir die Here, hoekom het ek 'n ywer vir die Here? Waar kom dit vandaan? En dit kom so baie duidelik by my op. My pa het die Here regtig lief gehad. Vandat ek prentjies gesien het van hom, vandat ek kon verstaan, het ek 'n man gesien wat die Here waaragtig liefhet. We must restore that, church. Ons moet die ziel, ons moet die ywer, ons moet die passion, moet ons terugbring. Die probleem is, ons almal wag vir een of ander revival om ons te tref. Is nie nodig nie. Check hierso, Spreuke 20 vers 6. Nou ek like hierdie tipe verse in die Bybel. Daar's baie van hulle. Weet jy, daar's een wat sê, Spreuke 16:32 sê, hy wat sy gees beheers, is beter as hy wat 'n stad inneem. Jy het al gelees. Dit praat van karakter. Kyk nou Spreuke 20 vers 6. Baie mense roem hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man? Baie mense roem hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man? Ek wil gou vir julle, ek het so 'n paar van die Engelse vertalings geskryf. Many will boast of their own goodness. Who can find a faithful man? Many will proclaim their own loyalty. But who can find a trustworthy man? Everyone talks about how loyal and faithful he is, but just try to find someone who really is. Most men will claim to be good, but where can you find someone you can trust? Kan jy nou dink aan Dawid wat sê ek soek water? A man is valuable and a merciful man is precious. But it's hard to find a faithful man. Many will say they are loyal friends, but who can find one who is truly reliable? Nou net gou vinnig in daai twee slides, die woorde wat die Engels sou elke keer, die een is faithful, trustworthy, en die ander een is reliable. Okay, hier's nog twee. Many there be that are called good doers. Hulle kan dit doen. Pastoor, ek kan. Jy moet net op my knoppie druk. Ou Pel, ek is daar, ek kan. But where shall one find a true faithful man? Many men claim to be men of unfailing love. Pragtig. But who can find a faithful man? Daar's tye wat jy nie 'n unfailing love man nodig het nie, jy het 'n faithful man nodig. As jy saam met leierskap wil loop,
moet jy faithful wees. Wie sal 'n betroubare man vind? Baie ouens blaas hulle eie beel, maar dit tel niks. Jy ken die gesegde wat sê the proof of the pudding, né? The proof of the pudding is in the eating. Ek hoor deesdae ouens sê the proof is in the pudding. Ek weet nie waar kry jy dit hier. Die spreekwoord sê the proof of the pudding is in the eating. Proof is nie in die pudding nie. OK. Onthou julle, ons het een slag lank terug, die wat saam met my was. Ons het 'n ding ingevul wat sê can you follow instructions? Onthou julle dit? Toetsies. Een van die grootste dinge wat nodig is om saam met leierskap te loop is betroubaarheid en die ander een is desire. Desire en faithfulness. Bou daai twee goed in jou lewe in. Desire en faithfulness. Desire en faithfulness. 2 Kronieke 16. Soos amper klaar. Want die Here se oë, sy oë, die oë van die Here deurloop die hele aarde, sê gou hele aarde, om diegene kragtig te steun. Daar's die beloning. Kragtig te steun. Hier kom die toets. Wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die oë van die Here deurloop die hele aarde om te soek. Wie se hart is onverdeeld op my gerig? Hoekom? Want ek wil hom kragtig ondersteun. In die tye van nood wil ek by hom wees, ek wil hom optel, ek wil hom sterk maak. Maar sy hart moet onverdeeld op my gerig wees. Ek gaan weer vir jou 'n paar lees. The eyes of the Lord run to and fro. Dis soos 'n soekligte. Ken julle die prentjie? Run to and fro throughout the whole earth. Ander een sê the eyes of the Lord range of roam throughout the entire earth. Ander een sê, ek hou van die een, the eyes of the Lord search the whole earth. Search the whole earth. The eyes of the Lord search. The Lord keeps close watch over the whole world. En dan die message sê, God is always on the alert, constantly on the lookout for people who are totally committed to Him. Die oë van die Here search die hele tyd om te kyk wie se hart, die package wat hy het, die blessing wat hy het, hier in sy agtersak is, ek wil hom kragtig ondersteun. Ek wil vir hom 'n God wees wat naby hom is. Ek wil hom uittel, ek wil hom uithaal uit sy nood uit. Dis die package. Hy sê, maar die toets is, wie se hart is onverdeeld op my gerig? Wie se hart is onverdeeld? Jy sien my broeder en suster, die goed kom nie van dit net te begeer nie. Hierdie goed kom van deur saam te loop en iets te doen, deur te attain, né? Deur te go vir dit. Dit kom deur toets, as jy die toets kan slaag. Sagaria 4 vers 10. Laaste vers, want wie verag die dag van klein dinge? Daardie 7, terwyl daardie 7 die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Serubabel, the measuring line. God is glad when the measuring line comes back to the church. En kan ons nie nou sien dat die measuring line is back in die kerk nie? God's measuring line sê vanmôre, as jy die toets deurstaan, as jy die desire het, kan ek dit vir jou doen. Kan ek jou verhoog, kan ek jou bless, kan ek jou uit jou finansiële goed uithaal, wat ook al jou probleem is, as jy die toets kan slaag. In die Ou Testament is daar 'n verhaal. Elisa die profeet lê op sy sterfbed. Nou hy het by Elia gekom en gesê, waar van Israel ruiters en sy ruiters en so aan. My vader, waar van Israel en sy ruiters? En hy lê later op sy sterfbed en die koning van Israel, koning Joas, kom by hom. En Joas wil 'n blessing van hom hê voor hy gaan. En Elisa sê vir hom, span jou boog, maak die venster oop,
span 'n pyl en Elisa sit sy hand op die boog en hulle skiet en Elisa sê 'n pyl vir God en 'n pyl vir ek weet nie wat nie. Hy soek 'n oorwinning oor sy vyande die ou Joas. En Elisa sê vir hom dit. Hy sê vat die pyle en kap op die grond, die pyle wat jy oor het. Kap op die grond. Nou luister mooi ouens. Hoor hierso. Hoor. Hierdie koning kap drie keer. Hy kap 3 keer op die grond. En die Bybel sê die man van God het vir hom baie kwaad geword. Baie kwaad geword. En hy sê vir hom, het jy tog maar 5 of 6 keer gekap, sou jy Aram of wie die vyand was, sou jy hulle totaal verslaan het. Totaal verslaan het, maar nou sal jy hulle 3 keer verslaan. Wat sê hy vir hom? Hy sê vir hom, if you just had a bit more desire. If you just had a bit more desire. As jy die goeie manne 6 keer geloop het die muur nie geval nie. If you just had a bit more desire. Hy het vir hom kwaad geword. Met ander woorde, God het in sy hart teleurgesteld geword. Jesus sê, sal my Vader hierdie geloof vind op die aarde as hy kom? Jesus sê vir sy disippels, kon julle nie 1 uur saam met my waak nie? There's a price attached to walking with leadership. En jy moet gaan vir jouself vra, ek wil 'n tuin, waar wil ek wees? Waar wil ek wees? Jy het dit laasweek gehoor. Do I want to be with the first 3 of waar wil ek wees as ek 'n tuin? Hoe is my dors? Hoe groot is my dors? Hoe groot is my honger? Hoe groot is my desire? Hoeveel toetse was dalk al voor my wat ek bloot net nie raak gesien het nie? Of wat ek geblaas het oor sekere nonsens en goed? Gaan maak hierdie sommetjies vir jouself. En kyk, waartoe wil jy 'n tuin? God sê die begeerte deel as die toets in jou hart. En ek sê nie die goed asof ek los staan nie. Ek dien ook 'n geestelike Vader. En vandat God hierdie goed gebring het en my ingemessel het ek hom nog net my beste gegee. Ek en Karen het hom nie 100% gegee nie, ons het hom 110, ons het hom 200% gegee. Ek kan julle vertel van baie goed hoe die skole begin het. En Tamu in armoede die skole begin en goed. En dit is nou niks daarmee te doen nie, maar ons was daar gewees. Ons was daar gewees want ek het verantwoordelikheid gevat. Wil jy 'n tuin? Of sal jy maar net aanstap soos jy nog altyd was? Wat is jou desire? Ek traai jou nou nie vanmôre, ek traai nie hier opsweep en 'n snotdiens, 'n huildiens hier voorkry nie. Snot en trane diens. Jy moet dit besluit. Jou huilery gaan nie help nie. Jesus huilery het hom nie gehelp nie. Miskien help my huilery my bietjie, maar in 'n geval. Besluit vir jouself. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat u Gees vanmôre 'n diepe werk in ons harte sal doen. En Here, dat ons sal ophou om die blame te pas en sal vanmôre besef, it's for my own decision and it's for my own attaining.
Wie sal 'n betroubare man vind? Laat ons vanmôre die somme vir onsself opmaak. In Jesus naam. Amen.